Daar is een ding wat vir my die laaste klompie jare oorgegaan het, 28 jaar wat ons by Glenmar is, en dit is die geweldige ryp oes wat daar is, en geleenthede wat daar is, en ek oordryf nie, en ek kan die enthousiasme in my hart nie onderdruk kry nie. Ek het dit in die studente insit, kyk na die oeslande toe, en net waar ons ook al gaan, daar vind jy behoeftige mense, soekende mense. Verlede jaar daar by die uitreik op die Weskus het hulle na 'n deel toe gegaan waar daar's net lieksede. En hulle het gevra vir een persoon, hulle soek 'n sekere persoon, kan hy hulle nie sê waar dit is nie. Toe nooi hulle hierdie ou ook uit na die dienste toe, maar dit is, ek weet nie, dink die huis het 7 slaapkamers of iets van die aard, kyk so oor die see uit. En die laaste aand, die mense kom kyk so oor die see uit. En die laaste aand, die mense kom toe verbasend genoeg, kom hulle toe die laaste 3 aande. En die laaste aand, toe sê een van die studente vir my, meneer, daai oom sit daar, hy huil. Hy sê hy wil saam met meneer bid. En toe gaan ek na hom toe, kom hy na die Here Jesus toe. En vriende, dit sê vir my, daar is 'n oesland. Ons sal net nooit genoeg wees nie. Nou ja, ek gaan nie vir die baie lank ophou nie. Matteus 28 vertel vir ons die verhaal van die opstanding van die Here Jesus. Die eerste versie, en laat na die Sabbat toe dit begin lig word, en die eerste dag van die week kom Maria Magdalene aan die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Sy gedaante was soos 'n weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom met die wagte gebewe en soos dooi is geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. Nou, liewe vriende, ons kan nie baie tyd vanmôre spandeer aan die opstanding van die Here Jesus. En dit was by geleentheid gewees wat 'n Hindoe, die sendeling Matt Stanley Jones gesê het, maar julle Christene, julle het nie eers 'n graf nie. Daar is nêrens waar julle eers kan gaan op 'n pelgrimtog nie. Ons het hierdie graf en ons het daardie graf en ons het daardie plek waarheen ons kan gaan. En Matt Stanley Jones het hom geantwoord en vir hom gesê, ons het nie 'n graf nie, want ons het nie 'n lijk nie. En dit is die wonderlike waarheid van wat daardie dag gebeur het. Toe hierdie vroue na die graf toe gegaan het en hulle daar ontdek dat Jesus Christus het opgestaan. En vanuit daar die klompie vroue die boodskap van die opstanding dan uitgegaan, dat hulle vir almal kon gaan vertel het, dat hy het opgestaan. En 'n mens vra jouself die vraag, waarom het hierdie vroue dan die boodskap uitgedra? Hoekom het hulle gegaan en hoekom het hulle die boodskap gekry wat hulle kon gaan uitdra het? Want jy sien, as ons na hierdie vroue kyk, dan kan ons in hulle harte het Jesus nooit gesterf nie. Die disippels het een kant gegaan, hulle het later selfs weer teruggegaan om te gaan visvang. Vir hulle was dit 'n tydperk gewees wat gekom het en wat nou gegaan het. Hulle is taamlik ontnigter, want Jesus is weg, hy is dood, die Romeine het geseëvier. Maar vir hierdie vroue het Jesus nie gesterf nie. Vir hulle was hy steeds die enige gewees wat wonderlike dinge in hulle lewe gedoen het. Hy was die enige gewees wat vir hulle verlos het, duiwels uitgedryf het, genees het, vir wie hulle baie lief geword het. En daarom was hulle diegene gewees wat die boodskap van die opstanding van Jesus kon gaan verkondig. 'n Ding wat 'n mens baie pla van die disippels is die meganiese wyse
soos Dr. Andrew Murray dit uitdruk, wat mens Jesus Christus meganies belewe, dan tuimel die beeld van hom baie maklik in jou geestelike lewe om. Maar as Jesus 'n werklikheid is, en ons bly daarin dink wat hy in ons lewe gedoen het en reg gekry het, en dat hy elke dag 'n lewende werklikheid is, dan kan Jesus nie in ons harte doodgaan nie. Hulle het alles geprobeer om in die jare wat die vervolging in die Russiese en die Oosblok gewees het, maar een ding kon hulle nooit reg gekry het in die meeste van daardie Christene se lewe nie. Hulle kon Jesus nie in die tronk dood. Hulle kon Jesus nie in die tronk dood kry nie. Nie deur hulle straf nie, nie deur hulle vervolging nie, nie deur hulle mishandeling nie, nie deur hulle dood te skiet nie. Jesus kon nie in hulle harte sterf nie. En vriende, as ons van hierdie konferensie af weggaan vandag, met 'n mens vir jou sê, Jesus Christus in ons lewe. Want dit gaan bepaal of my getuienis en belewenis van die konferensie volgende donderdag nog gaan hou, of klaar iets van die verlede is. Hy moet 'n werklikheid in 'n mens se lewe bly. Hy moet die ene wees wat heers in ons lewe, en dan sal daar 'n boodskap wees wat 'n mens kan uitdra. Nou ja, as ons kyk na die bewyse dat Jesus opgestaan het, dan vind ons dat daar is beloftes, die graf is leeg, die engele was by die graf gewees en het gesê, hy is nie meer hier nie, hy het opgestaan, en hulle het hom ook selfs lewendig gesien. En 'n baie belangrike punt wat die opstanding van Jesus bewys het, is dat die duiwel dit dadelik begin beveg het. En jy kan sekerlik glo dat as hy iets beveg, dan moet jy weet daar is waarheid in. En Jesus het self in Openbaring 1 vers 18 vir ons gesê, ek was dood, maar kyk, ek het opgestaan. En daardie ou koortjie wat ons so baie sing, en ek dink ons hom nog ken, waarin ons sê dat hy leef, en dan sê dit, en vra jy my hoe ek weet dat hy leef, want hy lewe in my hart. En as Jesus vanmôre 'n absolute werklikheid in ons harte is, na 'n koue, bose, sondige wêreld, en weet ek, ons gaan nie uit van hierdie konferensie na 'n plek toe waar hulle vir ons op die skouer gaan klop, want ons kom nou van 'n konferensie af nie. Nee, ons gaan 'n koue skouer kry, en ons omstandighede gaan presies dieselfde wees, of dalk nog moeiliker. Maar die waarheid van die saak is, dat as Jesus lewe, dan sal hy vir my dra, en hy sal vir my lei. 'n mens kan verstaan, daar die slag op die berg van verheerliking. Toe die disippels vir Jesus gesê het, of Petrus hulle vir Jesus gesê het, dis so wonderlik hier, is helder lig, daar's 'n glans op hier 'n paar rondavels en goed, en dan bly ons vir altyd hier. En vriende, sal dit nie lekker gewees het as ons nou vir altyd hier kon gebly het nie. Altyd seëninge kon ondervind en beleef dat die Here Jesus werk in ons. Dan lekker gesels, ons sing en alles. Maar helaas gaan ons terug na 'n lewe toe en 'n wêreld wat nie 'n baie maklike plek is om in te gaan lewe en wat. Ons gaan terug na probleme toe. Gaan weer terug na die huis toe waar my seun 'n gekwalifiseerde vlieënier is. En hy kan nie werk kry nie. En hy moet lewe. En hy moet kop bo water hou. En hy sê maar samekoms, ag jemmel, nou moet ek weer hierdie storie kom staan en bekyk. Om sommer weer terug vat samekoms toe. Daar's bewyse dat Jesus het opgestaan
en hy heers. Sy opstanding, in die eerste plek, dit het die inhoud van die evangelie geword. Sonder die opstanding beteken die evangelie niks. As ek nie vir 'n mens kan sê dat jy gered kan word nie, dat jy 'n kind van God kan word nie, dat die Here jou, dat jy 'n kind van God kan word nie, dat die Here jou siel kan red nie. En vriende, dit is vir my as 'n prediker oor al die jare so 'n wonderlike belewenis om 'n helder evangelie te kan wil uitdruk. Vir die gesonkene, die Here kan jou red. Vir die man wat 30 jaar ouderling gewees het en voorsitter van die kerkraad, die Here kan jou red. Daarsonder sal 'n mens so hopeloos wees en ek weet ook nie wat jy sal kan verkondig dan nie. Ons het 'n dokter gehad destyds daar in die Kaap. En as jy by hom gekom het en hy so jou ondersoek het en so en dan sê dit of dat of maar ons gaan dit gesond maak. En jy weet daai woorde, ons gaan jou gesond maak, het jou klaar halfpad gesond gemaak nog voordat jy 'n pilletjie gesluk het. En die evangelie van die Here Jesus Christus is die krag van God. Is die krag van God tot saligheid. Ons het op 'n slag daar in die kerkraad waar ek was gepraat oor mense wat nooit meer kerk toe kom. En dat moet gedoen word, nie ander ding moet gedoen word. En toe sê ek vir hulle, maar ek sê vir julle voordat ons daardie goed beginne doen. Kom ons vat traktaatjies, dan gaan besoek ons die mense. En dan gaan hoor ons waar staan hulle met die Here. En mens hulle die Here sonder dat ons 'n tig op hulle gesit het. En ons het daar in Suidwes, Namibië, reeksdienste gehou. En daar het die Here baie lieflik gewerk. En daar het mense saam met die studente gebid. En daar het mense saam met die studente gebid. En ek onthou die een oom en tannie wat jare laas kerk toe gekom het, dadelik teruggekom kerk toe. Die een vroukie wat, ek weet nie wat die dominee van 'n klomp jare terug gedoen het nie, maar die studente het vir haar die evangelie verkondig en sy het haar hart vir die Here oopgemaak. En toe kom sy terug kerk toe. En die aand met die getuienisdiens toe sê sy, dominee, dit en dat, maar ons vergeet dit. Maar ek is terug en ek is hier as ek tot diens kan wees. En ek is hier as ek tot diens kan wees. Die evangelie van die opstanding van die Here Jesus bring 'n mens uit dit wat vir jou vasgevang het. Sonder die evangelie, sê Paulus, is daar geen hoop nie. Sonder die opstanding van die Here Jesus sou die kruisiging niks gewees het nie. Ons sou bloot gesê, daar het hulle hom doodgemaak en ons sou kruise links en regs opgesit het. Maar ons sou ook vir onsself gesê het, dit beteken niks. Niks. Daar by die kruis en by die opstanding het God oor die magte van die hel en die duisternis geheers. Om mense vry te maak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan die duiwel en die hel gebonde gewees het. God het arme mense wat gedink het as hulle 'n steen daar voorrol en hulle sit 2 slaperige soldate daarby, sal Jesus binne gehou het. Die arme, daai soldaat het nie eens geweet hy het opgestaan nie. Hy is by hulle verby.
Maar deur die opstanding het daar vir die kind van God 'n lewe moontlik geword, wat andersins nooit sou gewees het nie. Vriende, en baie dae dan gaan 'n mens deur moeilike omstandighede, of jou gemoed gaan deur moeilike dinge, of jou geloof word geweldig getoets, en sonder die opgestaande Here Jesus sal u en ek gefaal het. Paulus praat van die krag van sy opstanding, sodat ek hom kan ken, en die krag saamgevat in 'n opstandingslewe, 'n lewe van oorwinning. Maar vriende, as gevolg van die opstanding kan daar ook 'n wederkoms wees. Kan Jesus Christus een of ander tyd na hierdie wêreld toe terugkom. Niemand van ons weet nie, Jesus ook nie, wanneer gaan hy kom nie. Ons sien tekens van die tye, ons sien gebeurtenisse, ons sien allerhande dinge. En in ons harte leef dit. Jesus gaan terugkom. Ek hoop so. Dat die Here Jesus wel gaan terugkom. En baie kere, as daar moeilike situasies en sulke goed is, dan sal my vrou so grappenderwys sê, ag, ek hoop die Here Jesus kom vandag. Nou so 'n bietjie met 'n bymotief. Terugkom om ons uit ons moeilik. Dat die Here Jesus kan terugkom, omdat hy opgestaan het. En sou dit in ons harte lewe? Ja, dit moet in ons harte lewe. Maar in die laaste plek, as gevolg van die opstanding van die Here Jesus, sal ons lewe, al het ons ook gesterwe. En ek dink ek het nou die dag vir u gesê, wat 'n wonderlike belewenis is dit, om 'n kind van God te begrawe. En te weet, partykeer is die liggaam daar in die kerk, en jy kyk na daar die liggaam, en jy weet die lewe is afgelees verby vir hierdie persoon. Dis net die liggaam. Hierdie mens het die Here gedien met sy of haar hele hart. En toe die dokter gesê het, dis verby, het daardie persoon ingegaan in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Wat 'n wonderlike iets is dit nie. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou ek sê nie 'n mens moet die dood agterna jag nie. Smag en sê ek wens ek kan doodgaan of iets van die aard. Maar ek dink baie kere by myself, uit hierdie liggaam, in Jesus se teenwoordigheid. En daar is 'n ou lied, is so 'n ou kaset gemaak van 'n klomp ou liedere jare gelede daar op die walle van die Vaalrivier. En daar is 'n lied wat my baie na my knieë toe druk. Baie in die Grendelstaat het ek Sondag afgesonder voor die Here. En baie keer het ek daardie lied gebruik, en hoeveel keer het dit my gesmeld voor die Here. Jou lied wat sê, by and by, when I look on his face,
I wish I had given him more. En nou eendag, my vrou se motor was stikkend en sy ry met die dames se karretjie, die Peugeot, en my kantoor by die huis sit daar, en ek sien maar die Peugeot dan oor die pad, oor kan die pad werk, ek sien ja, daar staan die Peugeot nog steeds. Nou is ek bang die Peugeot het ook iets oorgekom, nou gaan hoor ek maar nou nie, of daar fout is nie. Maar later kom sy in en haar oë is rooi. Maar later kom sy in en haar oë is rooi. En sy sê toe sy gery het, toe kom hierdie CD ek hulle kar leen. By and by, when I kneel at his feet, beautiful feet, nail-pierced feet, I'll wish I'd given him more. More, so much more, so much more. More. Nou Tannie Anderson, 'n dierbare ou kind van die Here in die strand toe ek 'n student was, sy sê vir ons studente eendag, ou boeties, julle weet, as ek voor die Here Jesus staan vir my sê, my kind, jy het goed vir my gegee wat ek nie van jou verwag het nie. As wat hy vir my gaan sê, my kind, jy weet toe ek van jou sekere goed gevra en so, het jy dit nie vir my gesê nie. Ons sluit die konferensie. Lewe as ek dood gegaan het. En as ek aan sy voete kniel, daar die spyker deurboorde voete, sal ek so graag wil hê ek het vir hom meer gegee. En dit kom uit my hart uit. My lewe, my diens, alles. En ek wonder alles. En ek wonder of daar van u is wat vanmôre aan die einde van die konferensie en voor ons weggaan, of u saam met my dit wil sê. Lord Jesus, help me to give thee more. En as u dit saam met my vanmôre wil sê, gaan ek u vra om op te staan. As en aan die Here, u sê vir hom, Here, my alles vir u. As ek aan u voete kniel eendag, moet dit wees, ek is dankbaar, ek het hom alles gegee. En dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. O Here Jesus, ons sê môre vir u so inniglik baie dankie. Here, dat u opgestaan het, dat daar 'n boodskap uitgegaan het, gaan vertel die disippels, gaan vertel die wêreld, dat Jesus het opgestaan. Hy lewe. En ons het dae hier deurgebring, Here, en ons het dae. Maar ons is almal op pad na die ewigheid toe. En daarom, Here, ons wat vanmôre hier staan, ons doen dit in nederigheid, Here, in ootmoed. Ons doen dit voor u deur vir u te sê, Here Jesus, ek wil vir u gaan lewe. Wees in my lewe, sê Here Jesus, ek wil vir u gaan lewe. Wees in my lewe, in u verreëse krag, en gaan help vir my, Here, dat dag vir dag, wat nou voor lê, ek in alles aan u sal behoort. En u besluit. Ek dra elkeen wat staan aan u op, Here. Nou gaan ons lekker eet, daarna gaan ons in die karre klim en ons gaan na heinde en verre. Maar o Here, hou u hand oor ons en seën vir ons op 'n besondere wyse.